Dis nie Shaman nie. Shaman, man. Nee, Shama. Shama. Yes. Okay. Main event, Alex Pereira teen Jamal Hill. En dit was 'n knockout in die eerste ronde. 3 minute 14 sekondes. Beautiful. As I predicted, eerste ronde knockout. Het jy gesê eerste ronde? Toe die fight begin, dis sê ek eerste ronde knockout. Goed, ek het En nie het seker gehoor nie. okay. Maar ek het gesê knockout vir Pereira, maar toe sê ek hy het eerste ronde knockout. Ek kon net nie sien hoe Hill vir hom in seer maak of enigiets. Ek kon gesien het hoe Hill hom kan knockout. Ja, seker moontlik, maar dit het net vir my gevoel. Nope, nie vanaand nie. Not tonight, baby. Ja, maar dis soos wat ek ook gesê het toe ons begin het. Al die odds is teen Hill. Long lay-off, injury, die been wat klaar compromised was, hier Poatan wat die gevaarlike leg kick, soos alles het net vir jou gesê hy sit 'n disadvantage, maar ek het net gevoel iewers as hy daai skoon 1-2 gooi en hom kan clean vang soos hy vir Johnny Walker gevang het, kan hy hom laat slaap, want mens weet mos nou nie. Maar anyway, hy het die kans gekry. Hy het die kans gekry vir niks nie. Hy het eintlik omtrent niks reg gekry nie. Die meeste van sy houe was mis. It came up short. En hy het 'n paar lekker leg kicks, ek sal nie lieg nie, soos hier, hoekom sê ek aan mekaar hierdie, Alex het hom so 1 of 2 keer op die been geskop en nou, daar return hy met 'n vinnige leg kick, maar dit was omtrent dit gewees, soos Pereira het hom, ek het gedog Pereira line hom op vir 'n regterhou in die gesig, want hy het baie keer afgegaan en 'n jab hy, maar tot sy jab na die body, het jy gehoor hoe klap dit? Ek dink dit voel seker soos regterhande teen die body. En dan dink jy mos, okay, jy wil die hande laer kry en dan gaan jy op top. En iewers, maar voordat ons daar kom, was dit nie die most badass ding wat jy al in jou lewe gesien het. Hill skop hom op die kap, op die groin. En hy het na die tyd sê hy het seer gekry, maar dit was nie so seer. Dit is so erg. Hy het gevoel hy's alright. Maar jy kon hoor kap op die kap. Klap hy op die kap. En toe kom Dean in om te sê stop. En toe Dean inkom om te stop, toe gaan, maar Pereira kyk hom so en hy het net so gegaan. Toe sê Alex, stop. Stop jy. Go, leave me alone. Druk hom weg en toe loop hy net in en hy gooi so, hulle sê nou dit was 'n left hook of wat, dit was my. Hulle het daarom toe, hy nou sê, toe het hulle daarom getouch, soos, ons gaan aan, ek was nou bang, Hill sê, ek was nie reg hier, of so iets simpel, maar toe sien ek is die touch daarom. En toe gaan hulle. Kwijt. Ja, en toe hy, ek weet nie wat hy gemaak het, hy het soos ingekom, en toe gooi so 'n hoek uppercut hybrid, maar dit was vir my meer 'n uppercut wat net so 'n bietjie 'n angle het. En hy het hom net hier so op die kant, op die wangbeen gevang. En die ergste van alles is, Kalk, ek meen ons albei het al geboks, ons het nou 'n bietjie lanklaas geboks, maar as ek fight en ek uppercut, ek dip my skouer en ek tel die hou op. Daar kry jy mos nou lekker leverage. Hy het letterlik, hy het gegaan en hy het net dit lyk net so gemaak. Ja, hy het net sy hand opgelig. Laat hy daai man laat hy val en toe sy rol eintlik saam met hom. Hy was so geskok. Ek dink Hill was die meeste geskok van ons almal wat die hou gevoel het. Maar wat nogals vir my kwaai was is kyk, Pereira is mos 'n powerhouse, hy's technical alles, maar hy's nie bekend vir crazy speed en crazy foot movement nie. Hy kat mos maar nie die ring af soos wat hy nader kom, maar hy was vir my blitsvinnig op Hill gewees op die grond, en dit was nie soos boom, boom houe nie, hy het soos 'n tat, soos vinnige klomp houe, en toe, daai man val rond, en gaan te kere, en toe kom Dean, toe kan toe sê hy, kom stop die fight. Shama, kom, kom stop by die fight. Maar net, nog 2 goedjies, dan is ek klaar. Hierdie een is ook when trash talk goes bad, want hier het hom klomp crap gepraat voor die tyd. Pereira, ons is nie sold on it, maar hy het mos daai power cube ding geslaan wat hulle mos die punch records vat, en
breek my brein om te kan eers imagine dat dit kan waar wees. Maar Francis Ngannou het die 2 hardste recorded punches in die wêreld. Left uppercut 122,000 units of measure, overhand right 129,000 units of measure. Pereira gaan, en ek weet nie of dit die eerste keer is in my lewe wat ek hom sien, wat hy actually upload ophou met sy volle allesie, slat hy daai ding met sy regterhand 191,000. Soos, I don't know, man. Maar nou wys hulle net sy punch, so laat Francis hy selfe masjien kom staan. Ja, laat almal, maar Espinal het weer ook so 'n masjien op 'n ander plek geslaan, en sy beste punch was 45k, so... Hallo, ek het so glo is, laat almal kom en op dieselfde masjien na mekaar. Ja, en dit moet dieselfde masjien wees, en dit moet nie, jy moet slaan, nou slaan jy 2, 3, laat jy nie eens kan dink die masjien word gebruik. Ek sê nie hulle lieg nie, want soos jy self nou sê, hy man maak net so, dan rol hy man so oor, so en hy het uitgehaal en geslaan, so it can be. Maar dude, Francis Ngannou is a freak of nature. What kind of freak are we dealing with here? Maar ek meen, boep, daar lê die ou, laat sy oor rol, so... Okay. So, who knows? Okay. Sy volgende fight. Hy het voor hierdie fight gesê, as dit vir hom 'n vinnige fight gaan wees, wat hy glo dit is, hy het geen injuries of enigiets, behalwe nou laat ek hoor, hy het sy klein toontjie gebreek in die training camp, maar ek dink sy tone is so krom en opgeneek, hy worry seker nie eensie. Maar hy het gesê, hy wil 'n quick turnaround maak in volgende maand UFC Brazil fight. Wie sal jy hom teen wil sien fight daar? Die eerste naam wat opkom is hierdie. Ja. So, ek weet nie of iemand anders is wat nou... Ja, maar hierdie gaan nie so 'n vinnige turnaround. Alex kan, want hy het 'n easy fight gehad, maar hierdie het baie damage gevat. Ja. Die ander ouens wat ek het, is... Die number 1 contender is mos nou Magomed Ankalaev. Maar ek voel nie, dit sal wys wees om die number 1 contender te fight op 'n 1 maand short notice nie. Weet jy wat moet hulle doen? Vergeet van UFC 301. Fight net wanneer jy weer moet fight. Want dit is 'n resep vir nou weer 'n flop. Of iets vir iemand wat short notice fight of. En dis vir 'n title fight. Dis nie sommer nou net 'n fight. Nee, maar ek wil hy man sien oor 'n maand weer. Wie wat sê ek? Wie wat is my nummer 1 suggestion? Vat hierdie Khalil Roundtree wat vir Smith laas geknockout het. Baie impressive. Roundtree het gecall vir, hy het gesê, I know I'm not ranked, of I'm gonna be ranked in the top 10. Ek dink hy is nou gerankt 8 of 7, wat ook al. Hy sê, gee vir my vir Pereira, dis 'n goeie styles matchup, dis 'n fan-friendly fight, en hy sê, we both can punch, we both can knock guys out, it will be a banger. Pereira hoef nie 'n maase lang training camp weer deur te gaan nie, want hy kom klaar van 'n training camp af, hy's redelik goed in shape, hy kan 'n week rus, gameplan kry. Roundtree is nie die moeilikste ou om voor te prepare nie, dis right up his wheelhouse. Ek dink is 'n lekker fun tune-up fight, en dan kry hy russe, en dan doen hy 'n vol training camp vir Ankalaev. Dis my gevoel. Kom ons kyk maar wat hulle besluit. En dan sal ek sê, hierdie kan ook nou nog een fight. Ek wil hy moet nog een fight voordat hy die title fight, en dan kan hy teen die wenner van Pereira en Ankalaev fight vir die title. Dis my ideal MMA world. Okay. Alles wat ek wil sê is Shama. Ja. Shama.